Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thijs en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks 'n hoofstuk in die Nuwe Testament lees met die doel om ons Christen te vernuwe en te versterk op 'n daaglikse basis. Vandag gaan ons voort met Galasiërs hoofstuk 5 en die opskrif lees: Christus maak ons vry van die slaweheer van wetsonderhouding. Christus het ons bevry sodat ons nou in vryheid kan lewe. Maak seker dat jy vry bly en moet nie weer onder 'n slaweheer vasgebind word nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle, as julle laat besny, sal Christus niks vir julle beteken nie. Ek sê dit weer, elkeen wat besny word, is verplig om die hele wet na te kom. Julle wat deur God vrygespreek wil word deur die wet te onderhou, het julle van Christus losgemaak. Julle het God se onverdiende goedheid verbeur. Wat ons betref, die Gees laat ons uitsien na dit waarop ons hoop, vryspraak deurdat ons glo. Vir mense wat een met Christus is dit nie belangrik of jy besny is of nie besny is nie. Wat egter wel belangrik is geloof wat deur liefde dade word. Julle het so goed gevorder, wie het julle gekeer om die waarheid te bly gehoorsaam? Die idee kom nie van hom wat julle geroep het nie. Onthou, 'n bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Die Here gee vir my vertroue om te glo dat julle nie anders as ek sal dink nie, maar die persoon wat julle verwar het, sal gestraf word, wie dit ook al is. Wat my betref, broers en susters, as dit waar is dat ek steeds verkondig dat besnydenis noodsaaklik is, waarom word ek dan vervolg? Dan is daar mos nie meer 'n kruisboodskap wat kan aanstoot gee nie. Ek wens werklik dat die wat julle opstandig maak oor die besnydenis sommer hulle self kastreer. Liewe broers en susters, julle is geroep om in vryheid te leef. Moet nie die vryheid misbruik om sondige begeertes te bevredig nie, maar gebruik dit om mekaar met liefde te dien. Die hele wet is saamgevat in een opdrag: jy moet jou naaste lief hê soos jouself, maar julle byt en verskeer mekaar. Pas op dat julle mekaar nie heeltemal verslind nie. Ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. 'n Mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die Gees is, en die Gees wil dinge doen wat teen die sondige geaardheid is. Want hulle is mekaar se vyande. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie, maar as julle deur die Gees gelei word, is die wet nie meer julle baas nie. Die dinge wat ons sondige geaardheid ons laat doen, is bekend: seksuele sondes, vuil gedagtes, losbandigheid, afgoderry, towerkuns, vyandigheid, rusie, jaloesie, woede, selfsugtige ambisie, verdeeldheid, partyskappe, afguns, dronkenskap, wilde partytjies en al sulke dinge. Ek herhaal my vroeëre waarskuwing oor hierdie dinge. Wie sulke dinge doen, sal nie as erfgenaam deel hê aan God se koningheerskappy nie. Maar as die Gees ons lewe beheer, is die gevolg liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar nie 'n wet nie. Christene is mense wat die hartstogte en die begeertes van hulle sondige aardheid gekruisig het. Ons lewe deur die Gees. Daarom moet die Gees ook ons leefstyl bepaal. Ons moenie te veel van onsself dink, mekaar irriteer of op mekaar jaloers wees nie. Amen. En daar het ons 'n geskrewe woord van God, geliefdes. Onthou, die Here is lief vir u.